Wel, nou dat ons begin, ek het 'n ding waarmee ons actually 'n gesprek kan begin vandag. Ek het Ja, een van daai gevalle gehad nou onlangs wat 'n mens die Bybel lees en agterkom jy het nooit gelees wat daar staan en gedink jy weet wat daar staan. Ek het agtergekom die tuin se naam was nie Eden nie, die tuin was in Eden soos die landstreek. ek het dit ook nie geweet nie. Ja, hoeveel keer het ek al daai gedeelte gelees en ek het nooit agtergekom nie. Maar dit is nog wel 'n interessante een. Het jy enigiets interessants in die Bybel al gesien onlangs of is jy te besig om te fokus? Onlangs nie soveel nie. Wat ek wel begin herbedenk, as ek dit so kan sê, is die doel van die boek van Job. Of dat dit nie noodwendig 'n enkele doel het om oor 'n man se lyding te praat of iets in daai lyn nie, maar ook ons die eenvoud wat ons vat in om slegte dinge te probeer rasionaliseer, of as slegte dinge met mense gebeur, dan rasionaliseer ons dit, die persoon het iets verkeerd gedoen, of hulle verdien dit, of wat ook al die verduideliking mag wees, en nou wat ons Job doen in 'n ander Bybelstudie, kom ek agter, dis nie heeltemal, die boek wil glad nie as dit vir ons sê nie, want soos die mense wat simplistiese idees het oor Job se wat sy predikament word eintlik soos rebuke. Ja, dit is soos, wat was dit? Jesus, wat die blinde man gesond gemaak het, toe vra hulle vir Jesus, maar wat is die rede waarom hierdie ou siek is dit sy ouers se skuld, is dit sy skuld? Toe sê Jesus, nee, dit is om God se naam te verheerlik. Ja. En ek dink dieselfde ding gebeur in Job, want sê nou Job se vriende kyk, soos hulle almal gee goeie redes wat eintlik Bybels is, maar hulle gebruik dit verkeerd. Elke keer sê Job soos nee, dit kan nie die rede wees nie. Ja, dit is 'n goeie punt, ja. Daai geneigtheid wat ons het van om te vra, maar hoekom, moet ons partykeer sê, okay, partykeer is dit maar net om God te verheerlik. Hy sit ons in hierdie omstandighede juis om te wys dat hy ons in staat sal om dit te kan deurmaak. Of weet ons leef in 'n gevalle wêreld waar goeters gebeur waarvan ons nie hou nie, so is dit nie maar net die gang van die natuur nie. Ja, ek dink seker een van die mees algemene redenasies is die sondeval en die gevolg daarvan, en dat ons die gevolg daarvan uitleef. Ja, maar dit sal ook beteken as dit die geval van die sondeval is, en goed gebeur nou maar net onder die wêreld is waar ons leef, is daar nie noodwendig 'n diep rede daaroor meer as ons leef in 'n gevalle wêreld. Ja. En dit is 'n idee waarvan ons eintlik nie hou nie, want daar moet 'n rede wees waarom ek swaar kry. Ja, of as mens dit van 'n ander perspektief uitneem, in Job kry jy die idee van sy vriende meen, hy moet net bekeer, of hy moet net sy sondes erken en dan sal alles weer reg gaan, of ja, dan sal God hom vergewe, maar die lewe werk nie altyd so nie. Slegte dinge gebeur met jou en jy het nie regtig beheer oor die uiteinde daarvan, of hoe dit ooit weer reggestel sal word, of uit jou pad uit gaan kom nie. Dan ook weer waar in die Bybel staan daar as jy die Here aanbid, gaan dit met jou goed gaan. Soos Dit is
Ja, Soos kyk na die disippels, as jy daai maatstaf wil gebruik, het al die disippels nie regtig geglo nie. Ek bedoel, kyk Ja. wat het met hulle gebeur. Hulle is onderste bo gekruisig aan die brand gesteek, in die strate rondgetrek totdat hulle uit mekaar uitgeskeer is. Is soos, wat het hulle verkeerd gedoen? ja, dat is 'n goeie punt. Ja, ek dink dis Job leer ons in 'n mate om te laat gaan van soos die wat noem mens die prepositional thinking van dinge, soos daai ding van as dit dan sal, of daai tipe wat jy net, daar's 'n reël en as jy die reël volg, dan sal dit goed gaan met jou. Want in Spreuke is daar half, as mens nou die wysheidsliteratuur half bymekaar hou, is daar nogals in Spreuke nou weer die idee van of is dit Psalm of Spreuke, dat as jy net die regte ding doen, dan gaan dit goed met jou gaan. En dan is Job nou weer heel aan die ander kant van hierdie ou het alles reg gedoen, maar dit gaan nie goed met hom nie. En die teëspoed wat hy ervaar het niks te doen met hoe hy opgetree het nie. Ek het nou net op die Alien app afgekom vir die eerste keer. En glo dit of nie, hier is 'n asblik, waarin mense self hulle gemors sal weggooi. O, Ek gaan dit kry. En jy koop dit met die punte, nie met die geld nie. Het jy al ooit die wysheidsliteratuur as geheel bestudeer, of hoe hulle dalk kommentaar oor mekaar lewer, of enigiets in daai lyn? Nee, wat ek wel gedoen het al is, ek het deur Spreuke gewerk met daai Four Kinds of Knowing ding waarvan jy praat. En ek het actually na Oos-Ortodokse ou geluister wat vir my nog die beste lering was oor Job wat ek nog gehad het. En dan Prediker is een van my gunsteling boeke. Ek bestudeer hom soos 1 keer 'n jaar. Maar ek het tot nog nie as 'n geheel deurgegaan nie. Maar ek moet sê, ek dink mens moet nie regtig psalms nie, maar in my opinie Hoogmoed en Jakobus moet mens saam met daai boeke bestudeer, want dis baie dieselfde. Moet jy die counter skoonmaak. Ja, jy sal sien hy raak so 'n bietjie donkerder. Ja. Ek het dit gesien, ek het nie geweet wat dit beteken nie. Nee. Sorry, wat se boeke? Jakobus en? En Hooglied Is dit verbasend genoeg, maar okay. nee, die een wat ek na wil verwys, Is Klaagliedere. dit klaagliedere? Ja, ek wil Lamentations seker, ja. Okay. Maar Hooglied is ook verbasend een van die boeke wat ons ignoreer, maar hy het baie. Ja, yes. Ja, daar's so 'n paar interessante. Is dit die een wat die baie simboliek het oor man en vrou of iets is dit? Ek is weer aan die kant wat ek dink nie, daai is 'n swart sak wat ons kan gebruik om goeders op te tel. Okay. Ek dink nie Hooglied is hoofsaaklik 'n boek wat simbolies is nie. Daar is definitief allegorie en goeters in, maar as dit die hooffokus van die boek was, sou die Nuwe Testament dit nie gesê het nie, want dan sou dit so obvious wees. Maar nêrens in die res van die Bybel word dit as 'n allegorie gebruik nie, so ek dink dit is hoofsaaklik oor verhoudings, en dan die allegorie wat daar is meer soos toepassing wat ons kan aflei uit die boek uit. Is mos die boek wat die man en die vrou half amper soos 'n dialoog het oor mekaar, as ek nou reg onthou, wat
Ja, dit is My- een lang liefdesgedig. En dit Ja, raak nogal spicy op party plekke. dit doen en die party van die vergelykings is baie weird want is soos baie kultureel of baie agrarian soos van hulle ek dink dis soos ons idiome ook 99% van die Afrikaanse idiome sal ek nie die betekenis kan aflei nie want Daai is klaarvol. dit is van 'n ander tyd en 'n ander plek eintlik of nie 'n ander plek nie maar Nee, ja bietjie vreemd. een vir ons is soos om te sê jou neus lyk soos 'n toring. Vir ons sal dit 'n belediging wees want my neus is nie so groot nie. Ja. Vir hulle was dit weer een van die grootste komplimente gewees, soos dit beteken jou neus is reguit en mooi. Maar net. Een waaroor ek altyd wonder is daai jou borste lyk soos bokke of skape of jou tande en goeters en soos. Ja. Dit klink na 'n harerige vrou daai. Ja. Ja, maar presies, ek dink dit is goed wat ons net nie verstaan nie. Dit is Dis hulle kultuur gewees. ja. Maar ook weer dit wys net vir mense hoe belangrik dit is om actually Bybel agtergrond te bestudeer, Ja. want daar's baie van die goed soos na die dag toe ek behoorlik deur Jesegiel werk om die engele se simboliek en goeters te probeer verstaan. Toe sien ek maar daai hele ding van die wiele en goeters klink vir ons amper half belaglik om in te dink, maar dit is die Zodiac want die Babyloniërs moes die Zodiac begin. Wow. Ek weet baie min van dit. Ek het net al gesien in soos tekeninge van biblically accurate angels voor die wiel altyd Alien spaceship. ja, gewys, ja. Ja, so die ding is, hulle het gedink die Zodiac is hoe die gode die wêreld regeer en goeters, maar nou sien jy hier die Zodiac wat eintlik maar net die engele is wat God se troon dra. Soos amper soos die Bybelse stelling dat weet hierdie gode is niks nie. Hulle dra die regte God se troon rond. So dit moes soos 'n duidelike statement gewees het wat die Babyloniërs verstaan het toe hulle dit gelees het, want nou is dit amper soos 'n onmiddellike aanval op hulle gode. Soos apologetics amper. Okay. Dis net bietjie anders. Dis sonder die rasionele deel. Nee, ek dink dit is rasioneel, dis net ons ken dit nie. Ons is nie bekend daarmee nie. Imagine om die Genesis siening wat vandag algemeen is aan mense te verduidelik. Maar jy bring Darwinisme en goeters in sonder dat daai mense weet wat dit is. En nou iewes skielik sê vir hulle maar mense is nie ape nie en al sulke weird goeters. Wat dink jy gaan hulle dink? Ja, dis heel buite ons of dit sal heel buite mense verwysings van werk wees. Ja, hulle sal dink wie het ooit gedink aan mense se aap? Wat 'n stupid ding is dit om te sê. Ja. Ek mag dalk te veel petrol bestel het. Okay, ek sien jy het nog ons baie bestaan. Okay, ek dink ons kan seker maar die dag eindig. Ja, ek dink ons moet dag vir dag die til en die petrol verander dat dit nie 1.20 raak nie, of wil jy op die til bly? Ag, ek weet jy het laas keer nog 'n paar op die til gaan, so ja, ek sal 'n bietjie dit doen. Okay. Het oopgemaak? Ja, ander ding wat ek nou aan gedink het is
die wat noem mens dit in Afrikaans as die Great Commission in Engels? Oor die groot Nee. opdrag. Die groot opdrag, ja. Waar ek dink mens assosieer tipies dit net met evangelisasie. So sê net vir iemand en dan is jou werk klaar. Maar daar staan mos iets van en maak hulle my disciples of iets is dit. Ja, gaan dan neer en maak disciples van al die nasies. Ja, en die woord disciples is nie net, as mens nou kyk selfs Jesus se disciples, dis nie net iemand wat glo nie, dit is om in doen en late jouself aan die Here te wat oor te laat. So dis baie meer van net om vir iemand die boodskap te deel. Dit is, ek weet nie, is baie meer proaktief. Ja, ek dink baie keer hoe ons dit lees vandag is, gaan en maak bekeerlinge. Oortuig net mense dat die evangelie waar is. En disipelskap is soos jy loop saam met die persoon, leef saam met die persoon, lei hulle in die weg van die Here sodat hulle kan groei en op die einde van die dag self die evangelie uitdra. Dis 'n proses wat eintlik nooit ophou nie. Ja, so dis waar my gedagtes al gegaan het, eintlik iets is om 'n kerk te plant is meer ideaal net as net om te gaan om soos om Bybels te versprei of om die evangelie te deel. So, want as jy 'n kerk plant, dan jy vorm 'n hele ondersteuningsstelsel vir die gelowiges en as jy kerk plant moet daar natuurlik, as dit soos 'n mainstream kerk is, sal daar ouderlinge en diakens dalk aangestel word. So daar's so 'n hele struktuur rondom dit waar as jy kyk na van die missions wat gedoen word van jy gaan net iewers in Afrika en jy doen X of Y en dan kom jy terug. En dis dit klink vir my minder soos wat hier aanbeveel word of beveel word. Iets is nie reg nie. Hoekom is daar niks mense nie? Ons moet seker die teken is oop, okay? Kom ek draai hierso. Ja, ek moet saam met jou stem met die groot opdrag en kerkplanting ding dat dit meer is as net dood eenvoudig die evangelie deel en Bybels uitdeel. Ek bedoel, om die evangelie te deel is een ding, maar om 'n kerk te plant is iets anders. Hoekom sal daar dan die verskil wees tussen 'n evangelis en 'n opsiener en 'n herder in die Bybel as jy net die evangelie moet deel? Ja, dit is 'n goeie punt, ja. Vir my, die kerk, dit is 'n genootskap, dit is nie net 'n boodskap nie. En dis 'n nice ene. En ek dink 'n fout wat baie mense maak is, hulle dink die kerk is net kom en luister na 'n boodskap, luister na 'n preek. Weet, as jy nou klaar 'n Christen geword het, is dit waar jy kom uithang net omdat jy niks beter het om te doen nie. Maar die kerk het actually 'n doel. Dis daar om mense te groei, om mense te leer, mense te vorm. Dus daar's werk om te doen. Ja. Ek is doodgery. Jy weet net, kyk dat jy nie soos 'n splat of iets daar gelos het nie. Ek het 'n redelike een gelos. Yes, okay. Ja, dis half ek weet nie die term kerkdiens is dalk nie, of dalk is ons interpretasie daarvan bietjie af, maar ek dink nie dit wat mens tipies so assosieer daarmee is wat dit eintlik beteken nie. Want dit impliseer amper in ons kultuur dat jy gaan bedien word. Want dit is 'n diens.
soos as jy nou in 'n wat in 'n verbruikers of 'n consumerist invalshoek kyk, maar dit is nie eintlik die geval nie. Ek dink mens moet hom net omruil, want jy is daar om te bedien. Jy is daar om saam te bid, jy is daar om mekaar te bemoedig. Jy is daar om mense te help groei in die woord van die Here. Ek vind dit nogal interessant, baie keer as ons praat oor kerk en 'n mens stry nou oor kerke soos wat 'n goeie kerk en wat 'n beste kerk kan sit. Klere drag en wat se musiek speel ons en weet hoe lank moet dit wees, hoe lyk die banke, hoe is die beligting. Ek wonder of waar staan daai goed in die Bybel. Ja, dis 'n goeie punt, ja. Want wat ek lees in die Bybel is, dis 'n plek waar mense saamkom om die Here te dien. En die Here het almal 'n gawe gegee, sekere rolle, sekere dinge om te doen. En jy is daar om deel te wees van hierdie groter ding. Ja, en ek dink dis as mens nou terugvat na daai is dit die 4 P's of 5? Ek het nou Dis 4. Die 4, as jy nou kyk na die participatory, dit is soos die deel soos jy neem deel. En jy kan nie regtig 'n deelnemer wees in die kerk as jy net sit en in die gehoor sit, as ek dit so kan sê. Dit is 'n interessante een, dan hoe sal jy voorstel moet 'n mens deelneem aan die kerk dan? Ek het ook baie daaraan gedink, een van ons dominees het byvoorbeeld toe ons nou in ons katekisasiejaar was, of wat noem mens dit, jou ek nou die woord, is dit katekisasiejaar? Soos jou, wat jy, is basies graad 11. Ja, daai aan die einde, ja. Ja, en toe hy byvoorbeeld ons het een Sondag nagmaal bedien en ons het een Sondag almal gegroet by die deure en ons het 'n Sondag of 2 kollekte opgeneem en ja, daar was 'n hele paar goed wat hy ons laat doen het en ek moet sê dit was nogals eintlik lekker want ja, jy voel meer deel van die gemeente as jy nou mense se hand skud en nie net inloop en mense met 'n knik groet en dan weer uitloop nie. So ek dink dit mag dalk klein wees, maar dit kan dalk dit meer interaktief maak waar jy sê ek weet nou nie hoe dit volgens die kerk se struktuur sal werk of hoe hulle amptelike beleid nie, maar dat jy nie noodwendig elke keer 'n vaste groep mense hoef te hê wat byvoorbeeld kollekte moet opneem nie. Ek gooi nog heel 3 blikkies in die asblik, ek kom nou agter ek was stupid. Maar ja, ek weet van die meer, ek dink seker maar die non-denominational kerke, meer charismatiese kerke het hierdie hele konsep rondom die testimonies waar jy nou basies elke Sondag, of nou nie elke Sondag nie, maar jy het gereeld iemand wat hulle testimonie kom deel met die res van die gemeente. En ek is nie noodwendig teen daai idee nie. Ek dink dit is nogals, dit kan nogals tot groot baat wees van die gemeente. Soos jy hoef nou nie mense te kry wat vars uit die tronk uitkom of wat iets radikaal het om te deel nie, maar ek dink selfs ja, mense met alledaagse situasies waar hulle
kan meedeel met die gemeente hoe die Here hulle al bereik het en in hulle lewe gewerk het. Ek dink dit kan groot bemoediging wees as jy so iets het. Want soveel lyding wat daar in die wêreld is daar ook, daar's baie wonderwerke. Daar's baie mense wat kan getuig dat hulle genees is van siektes of dat byvoorbeeld hulle kanker in remissie gegaan het of wat ook al so. Ja, ek dink ook 'n fout wat ons maak is om te dink dat 'n getuienis net 'n wonderwerk moet wees. Maar Dis ook waar, ja. ek kan een keer onthou toe ons nog in kweekskool gesit het. Toe vra die dosent vir ons weet 'n getuienis en toe bly almal nou stil want niemand van ons het daai tipe storie om te vertel nie. En toe vra hy vir ons maar het julle nie Bybel gelees nie. Want enige tyd wat die Here met jou praat uit die woord uit, het jy mos 'n getuienis van hoe die Here in jou lewe gewerk het. Ja. Maar ook by die deelname aan die kerk, ek dink, as mens net die Bybel lees, is daar baie duidelike riglyne soos dra mekaar se laste. Wees vriendelik met mekaar, daai deel die getuienis met mekaar, motiveer mekaar, leer mekaar, daar is baie verskillende maniere hoe ons in die kerk kan dien, en ek dink dis kom die Bybel sê, ons is 'n liggaam met baie lede, en nie elke lid doen dieselfde ding nie. Ja, Ek vermoed 'n fout wat ons begin maak het in die middeleeue is, ons het sekere ampte en werk in die kerk begin sien as belangriker as die res. Daar is sekere belangrike spesiale persone en die res van die mense in die kerk maak eintlik nie nou mee saak nie. Hulle is maar die normale mense. En dis vir my nee, die Here gee gawes aan almal soos wat nodig is. So as die Here daai persoon in die kerk ingevoeg het en die Here het vir hulle werk gegee en 'n gawe om daai werk te kan doen, dan beteken dit hulle is daar vir 'n rede omdat dit ook belangrik is. Ja. En ek vermoed ons het oog verloor van daai ding af. Ja, dis 'n goeie punt. Mense sien nie regtig of kom ek vra dit so vir jou wat meer in diepte al bestudeer het. Mense sien nie regtig in die Nuwe Testament dat daar daai selfde ja, hulle sien nou al die evidence hierso. Maar ja, jy wou sê Maar mense sien nie daai selfde, ek gaan dit maar nou so noem, daai selfde rigiede struktuur in die gemeente wat, druk ek verkeerde knop, wat mens nou sien nie, soos selfs in Korintiërs praat Paulus van die mense wat profeteer, asof dit 'n open mic is, waar enigiemand kan kom profeteer, moet net nie dit in 'n onordelike manier doen nie. Waar, ja, vandag is dit, ja, jy moet 'n 7 jaar graad of wat, meestersgraad, doktersgraad hê om in die ampt te kan kom, of wat ook al kwalifikasie nodig het. ja, met daai ding, ek dink weer, wat gebeur is, ons kritiseer maklik meer liberale of los groepe as, hulle sit 'n show op met musiek en hulle probeer mense beïndruk en hulle sê net wat mense wil hoor en al sulke goeters, maar ek het agtergekom die konservatiewe ding is maar net soveel van 'n show wat ons kan opsit met mooi musiek en die mense wat hulle mooi klere aantrek en ons het ook al hierdie rituele waar ons net die goeters sê wat mense wil hoor, maar omdat dit nou al so gedoen is vir honderde jare, nou is dit nie 'n show opsit nie. Ja, ek meen, die skrifberuimings of die psalms of wat ook al jy luister in 'n susterskerk is, dit was in mode 'n paar honderd jaar terug. Ja. Die orgelmusiek, so dis nie asof dit van die hemel afkom of
dat die vroeë kerk na daai musiek geluister het nie. Dit was maar van wat is die 1600s, 1500, 1600, 1700s op dieselfde vlak as Beethoven en daai mense. So dit is maar sy eie genre van musiek. En daar was 'n tyd gewees wat ek op afgekom het wat mense uitgefreak het omdat daar 'n orgel in die kerk gespeel word. Want dit was 'n nuwe instrument. Hoe bring hulle nou hierdie wêreldse instrument in die kerk in? En dit was vir my nogal humoristies om aan te dink vandag, ja. Want voor dit was dit soos 'n hurdy-gurdy en jy kry ook die Gregorian tradisie en goeters. So selfs 'n orgel was op 'n tyd nie 'n kerkinstrument gewees nie. Praat jy soos van Afrikaanse kerke? Wel, daar is Afrikaanse tradisies wat geglo het jy moet glad nie soos instrumente en toon en musiek of iets hê nie, want dit moet glad nie emosie opwek nie. Yes. Okay. So daar was kerke gewees wat so was. Weet hulle het nie 'n stemintonasie of iets gebruik in hulle singery nie. Jo. Ek het dit nooit geweet. Ek weet dit is iets van ander kerktradisies, maar ek het glad nie geweet van Afrikaanse kerktradisies nie. Dit is interessant. Daar was 'n tyd gewees waar die hervormers en die gereformeerdes op mekaar in die straat geskiet het. Ek is nou nie seker wat se een nie, maar het letterlik op mekaar geskiet in die straat. Want een het net psalms gesing en die ander een het psalms en gesange gesing. Wow, ja. Gesange is nou mos nie uit die Bybel uit nie. Wat 'n gemors is dit? Ja. Nee, soos jy sal nie. Ek kan onthou, ek weet nie of jy ooit Michael W.J.W. Smith se musiek geluister het nie. Was dit ook van die naam klink bekend. Ja, dis ook maar meer aan die charismatiese kant, meer Hillsong tipe goed. En soos die NG Kerk het al lankal hulle reëls verslap rondom daai tipe goed en ons het dit heel gemaklik gesing en toe 'n vriend van my wat die kerkdiens ook bygewoon het, sê nee, hy sal nooit kan indink om iets anders as 'n psalm te sing in sy kerk nie. Is rof om in te dink. Alhoewel die eerste lied wat ons het van kerkgeskiedenis is in Efesiërs, wat Paulus dit neergeskryf het. Okay. En ek bedoel, dit was nie 'n skrifberuiming nie. Is die skrifberuimings basies psalms wat maar net in bladmusiek omskep is, wat hulle maar nou net Laat dit gesing kan word. Okay, ja. Jy weet ons het swart sakke gekry en ons hardloop nog steeds met een ding rond. Ja, ek wou nou net omsoek hier om die hoek, ja. Hulle is hier teen die muur, langs die geel ding. Wow, okay. Hier is ons weer splat. Okay, ek het nog tyd vir nog so een sessie, ja. Een dag. Okay. Het ek net kyk hierso, koeldrank lyk ons okay. Ja, ons kort nog soos van die ander goed, ja. So ek reg gesien het ons baie cereal oor, so gaan nie cereal kry nie, ja, geel bokse. Ja. Koeldranke? Ja, ek dink ons het nog genoeg. Ek het 'n asblik gekoop. Ek het nog nie die asblik gesien nie. Of is weer een van die gevalle wat ek gedink het ek kry 'n ding wat ek nie gekry het nie. Nee, ek het nog gekry. Iewers moet ons 'n asblik hê. Wat is daar nog iets van jou kant af wat jy voel, of wat jy al
verkeerd gelees het of dink jy het verkeerd gelees of wat jy dink verkeerd gelees of verstaan word. Oh man. Wel, my gunsteling een om altyd oor te gaan is daai wat almal altyd waar 2 of 3 in my naam sal kom, daar's ek in hulle midde en sê hulle, ons weet waar 2 of 3 mense saam by, daar's die Here saam met ons. Ja. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Die Here is alomteenwoordig, hy lewe in jou as 'n Christen se hart, hy's altyd saam met jou, jy hoef nie 2 of 3 mense saam te wees voordat hy daar is nie. Wat dit gaan oor soos kerktuig waar 2 of 3 mense getuig in 'n saak oor iets. Daar is dit asof die Here daarmee saampraat en dit kom actually uit die Ou Testament uit. Waar jy nie valse getuienis en goed mag bring, ja, word daar ook gesê soos jy kan ook nie iemand net op getuienis van een persoon beskuldig nie. Daar moet 2 of 3 mense getuig voordat jy iemand kan beskuldig. Soos basies is 'n jury of soos 'n wetlike term of iets in daai lyn. Ja, dit gaan oor dit soos 'n iemand wettiese term. Ja, iemand het iets verkeerd gedoen, hy word beskuldig van iets. As dit net een persoon is, dan sê die Here nee, dan gaan hy nie daai ou beskuldig nie, maar as dit 'n paar mense is, dan moet jy hom beskuldig, dan is dit asof dit vas is, asof die Here saamgetuig. Dan Christene praat mos die waarheid, ons doen nie valse getuienis nie. Ek weet nie, dit is net vir my baie scary daai, want in hedendaags is mense baie meer gepolariseer. So ja, as jy 'n vendetta teen iemand het, jy sal verseker 3 mense kry wat saam met jou kan getuig. Waarvan praat jy? Christen is betroubare mense wat nooit iets snaaks sal doen nie. Wat 'n gewendetta. Dit bestaan nie in ons woordeskat nie. Ja, ons kom engeltjies. Ja, as jy in die kerk gekom het, is jy in die hemel, jy het gearrive. Ja. Die sondaars moet maar buite bly. Ja, nee, ons het nie 'n probleem nie. Gaan ons die dag eindig, het lyk vir my asof alles gedoen is. Ja. Ek dink baie van die soos die misconceptions in die Bybel is seker maar in vandag se tye is dit seker maar meer in die wat is dit, die prosperity gospel, wat is dit nou weer in Afrikaans, die Voorspoedsteologie. voorspoedsteologie, ja. Ja, ek dink hulle is 'n maklike teiken, want almal stem saam dat hulle verkeerd is. Maar ek dink in baie van ons kerksisteme en goeters is daar maar baie goed opgeteken wat net mense se opinie is, wat en as iemand dit uitwys, dan verdedig ons die opinie wat ons in die Bybel inlees. Ja. In Jeremia is daar een wat is dit? Wat hy ook beloof, hy maak die belofte eintlik aan Israel in ballingskap, maar vandag word dit gelees as Daai ek weet wat se planne ek vir julle het, planne van voorspoed. Ja, dit is presies hy, ja. Ja, daai een word baie misbruik. Konteks is belangrik. Net omdat iets mooi klink of goed klink of ek wil hê dit moet vir my wees, beteken nie dit is nie. Ja. Maar dan ook weer daai belofte kan 'n mens in die Nuwe Testament kry in goeie soos alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet en so aan. Jy hoef nie 'n vers te gaan misbruik om 'n idee te hê as dit al klaar daar in die Bybel is nie. Ja. Ja, ek weet net nie. Dis ook in Matteus wat hy praat van vra en vir julle sal gegee word, en dan daai soek en vir julle sal oopgemaak word. Ja. Dit word ook so nou en dan sien ek geïnterpreteer as
Jy moet maar net vra, dan sal God vir jou X of Y gee. Maar ja, soos wat jy sê, die Bybel beloof nie regtig voorspoed nie. En ek het een dag 'n preek geluister ook oor die idee van seën. En toe die predikant ook gepraat van seën in die Bybel, soos waar Jesus ook sê, geseënd is die, dit beteken nie noodwendig materiële soos wat wins Voorspoed. of aanwins nie. Ja. Dit is nie noodwendig materieel nie, en dit is maar in ons kultuur is dit juis gewoonlik materieel wat ons dit as interpreteer. Ja, vir my is die groot ding, vat Psalm 1 wat jy, hoe lyk 'n geseënde mens? En dan sien jy nêrens in daai gedeelte dat die Here die swaar omstandighede wegvat van die boom af nie. Eerder sien jy nou ewe skielik die boom is geplant by die rivier in die omstandighede. So dit gaan nog steeds swaar. Jy het net voeding terwyl jy in die swaar tye is. So Ja, as jy Psalm 1 streng wil deurtrek, is dit soos die Here gaan nie jou omstandighede beter maak nie, maar die Here gaan jou innerlik voed en seën sodat jy die tipe persoon kan wees wat daarin leef. Dis soos Paulus ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, wat ook misbruik word. Daai gedeelte gaan oor hy weet hoe om oorvloed te hê, hy weet hoe om doodgeslaan te word amper, hy weet hoe om in die tronk te leef, hy weet hoe om honger te wees. Soos hy is in alles in staat deur Christus wat hom krag gee. Hy is moontlik hy kan enige omstandighede deurleef. Nie dat hy enigiets kan doen nie. Dis soos maak nie saak waar en wanneer hy is nie. Hy kan Christus se naam verheerlik en 'n effektiewe getuie wees, want dit is wat God se werk in sy lewe doen. Dit is die ware seën. Ja. En dan seker aan die ander kant van die spektrum is dit nou daai hele idee van God sal jou halfpad ontmoet. Jy moet dieselfde werk insit en dan sal God jou halfpad ontmoet, soos daai hele ding van God helps those who help themselves of so iets. Maar korrigeer my as ek dit verkeerd verstaan, maar ek dink nie dit is regtig in die Bybel nie. Dit is maar 'n idee wat ons Ja, ek dink die Bybel in is die redelik kultuur het. Die Bybel is redelik duidelik daaroor dat ons kan nie onsself help nie. Dis juist hoekom ons die Here nodig het. Ja. Maar aan die ander kant weer die teenoorgestelde kant van die fout is daai let go and let God. Soos nou doen ek niks nie. Nou moet die Here net vir my voorsien. Ek dink dis ook nie waar nie. Ek dink om aan die ding reg te dink moet 'n mens amper die kruis in die middel sien en dan staan 'n beweging na die kruis toe en weg van die kruis af. Soos na die kruis toe kan jy niks doen nie. Jy kan niks doen om God se gunste te wen of na hom toe te gaan as jy hom nog nie ken nie. Hy kom na jou toe. Hy roep jou, hy trek jou, hy bring die evangelie tot jou. En dan weg van die kruis af die heiligmakingpad is okay, nou is jy 'n gelowige en nou is die Heilige Gees in jou en nou moet jy gaan doen. En die Here aan jou verander en in jou werk soos wat jy besig is om te doen. Ja. So daar is 'n sin wat jy saam met die Here werk en daar's 'n sin waarin jy niks kan doen nie, maar jy kan altyd ook verkeerd opneem. Ja. Dis maar basies as jy Jakobus lees, is dit baie dit wat hy vir mense wat klaar gelowig is sê jy het nou geloof, maar dit moet beoefen word. Ja. Sonder werke is jou geloof dood. Dit beteken nie jy is ewe skielik nou ongered of jy het nooit regtig geglo nie. Dit beteken jou geloof is doelloos. Dit beteken niks nie. Ja. En dis ook maar seker omstredige deel
Want ek weet party mense sal sê dooie geloof is om basies ongered te wees. Maar dit kan nie wees nie. Want hoe kan jy met 'n gelowige praat, sê hulle geloof is dood, maar nou wil jy ook op dieselfde tyd sê hulle is nie 'n gelowige nie. Hoe kan jy gelowig en ongelowig wees op dieselfde tyd? Ja. Ek neig ook meer aan dis wat soos 'n nuttelose geloof waar nuttelose beskryf basies. Ja. Dit gaan jou niks help in die lewe nie. Ek bedoel, as mens ook net daaraan dink, imagine, jy het een gelowige wat net sit en wil hy almal moet hom die hele tyd bedien. En dan het jy 'n ander gelowige wat die werk doen. Soos een se geloof beteken iets, die ander een se geloof beteken niks. Beteken dit nou dat die ou wat se geloof doelloos is en niks beteken nie is nie gelowig nie. Ja. Die standaard vir hemel toe gaan is nêrens in die Bybel die jou werk nie. Nou hoe wil ons dit ewe skielik die standaard maak wanneer ons Jakobus lees? Die standaard is geloof, dis Jesus. Ja, ek dink jy moet na die res van die Bybel kyk vir daai interpretasie. Maar nêrens word jou geloof gemeet aan jou werke nie, of jy nou gered is of hemel of hel toe gaan nie. Want dan sê jy eintlik die teenoorgestelde as Paulus, want nou is jy skielik gered deur jou werke. Ja. En ja, ek weet ek het al gehoor van vriende dat ja, ek het dit seker al self ook gesien, maar dis is daai hele idee van die een preek wat ek gesien het wat die pastoor na die worship sê hy sommer net randomly aan die gemeente, hoor hierso, God het nou net vir my gesê, hier's iemand in die gehoor of in die gemeente wat egbreek pleeg. En nou kyk almal mekaar so agterdogtig uit. En is dieselfde konsep van daai hele ding van die vrugte dra van okay, as iemand nie die vrugte dra nie, het hulle nooit regtig geglo nie. En nou sien jy jou medegelowiges in daai lens van okay, hierdie ou doen iets slegs, dis hy glo nie regtig nie. Wat vir my, en hy was nog nooit gered nie basies. Dit is laf, want dit sal beteken dat die oomblik wat jy sonde doen, beteken dat jy was nog nooit gered nie. So as jy gered is, doen jy nie sonde nie. Soos, ek weet nie, ek sien nie dit in die Bybel nie. Ja. Ek sien eerder dat geredde mense die heeltyd sonde doen, en ons het daai stryd tussen die vlees en die gees is wat Paulus van praat. Ja. So kom, ja, dit is, ek weet die gereformeerde, nou nie die gereformeerde is die susterkerkie, maar die algemene gereformeerde siening is, okay, goeie werke kom uit geloof uit, so die werke is 'n gevolg van die geloof en nie andersom nie. Maar nou ja, jy kan daai nou weer aan die ander kant toe redeneer en sê, okay, wel, as jy nie goeie werke doen nie, dan het jy nie geloof nie, en ek dink dis waar die probleem in kom, waar jy met 'n bietjie van 'n logiese probleem sit. Maar wat doen jy dan met 'n geval soos Korintiërs, wat Paulus hulle duidelik as gelowiges beskryf, maar
Hulle is besig met erge seksuele sonde Ja. soos wat die ongelowiges nie eens doen nie. Nou, wat Ja. nou? Het Paulus vir hulle gelieg? Hulle is nie regtig gelowig nie. Ja, dis waar. Dit is net vir my een van daai, ek weet nie hoe mense van daai opinie oortuig kan wees nie, is vir my net so duidelik onbybels. Ek weet nie of dit maar meer dis meer 'n primitiewe deel van ons siege waar ons hou van dit om ander mense te oordeel. En so siening maak dit net soveel makliker want nou kan jy uitgaan en sê wel ek kyk wat my broers en susters doen en nou kan ek hulle oordeel as hulle iets verkeerds doen. En ek's geregverdig daarin. Ek vermoed 'n groter sin is ons het baie opinies in die Bybel en oor die Bybel. Maar net omdat ons 'n opinie het oor die Bybel beteken nie dat dit regtig Bybels is nie. Ja. En een van die grootste lesse wat ek in my lewe moes leer is my opinie van die Bybel en die Bybel is nie dieselfde ding nie. Okay, so ons gaan Talgut sê wat ons moet afneem met die kameras. Ja. Okay, lyk my ek moet maar ja, afsluit van my kant af. Ek gaan net die goed van die trok aflaai en dan kan ons gaan. Okay. Nou, ek dink daar's iets postmoderns daaraan is jy kan nie regtig die Bybel van 'n objektiewe perspektief af sien nie. Dit klink nou soos 'n bietjie van 'n ketter siening, maar ek sou nog steeds sê mens moet erken, okay, jy is vasgevang binne 'n liggaam met 'n brein en 'n perspektief en ja, jou siening van die Bybel of jou weergawe van die Bybel gaan beperk wees tot jou perspektief. Ja, ek weet nie. Kognitiewe ouens is nogal besig om in 'n interessante rigting in te beweeg dat hulle begin bewys dat jou brein sien nie feite in die wêreld en interpreteer die feite en dan leef jy reg nie. Dis meer soos jy het 'n idee binne jou wat jy wil uitleef terwyl jy die feite in die wêreld sien. So op dieselfde tyd leef jy die feite in die wêreld uit, maar op die manier wat jy dit verstaan in die wêreld wat jy wil hê. So daai ding van ek sien feite, ek interpreteer feite en ek werk volgens die feite is nie ons begin agterkom dit is nooit hoe 'n mens gewerk het nie. Ja. Ja, dis my eerste persoon. Jy kan nie regtig ander soos jy kan nie uitzoom of ander perspektief inneem nie. So dit is jou verwysingsraamwerk beperk jou. Ja, jou Maar ek sou persepsie ook- van die wêreld is nie objektief nie. Ja, presies. En ja, ongelukkig daar's baie faktore wat dit beïnvloed. Dit is jou familie, jou omgewing, jou kultuur. Soos daar's tale wat nie baie groot woordeskatte het nie, so om soos as jy nou net kyk na Grieks wat soveel verskillende woorde vir liefde het en ons sit met een woord. Nou moet ons verstaan in die Bybel elke keer as daar liefde gesê word, moet ons nou probeer verstaan, okay, wat se liefde word hiervan gepraat, want soos agape en eros is
verskillend. Maar in Afrikaans as jy in die Bybel lees, dan dis net liefde. Ja, ons het nogal redelik gesukkel om die verskil te verstaan tussen wat is romantiese liefde, wat is seksuele aantreklikheid, wat is vriendskapsliefde. Want dit is alles dieselfde woord en ek bedoel om romantiese gevoelens vir iemand te hê en om lief te wees vir iemand is nie dieselfde ding nie. Nee, ja. Ja, dit is ja. Vandag Ja, dit is wat ja. ja, dan sou dit baie weird gewees het as die Bybel gesê het ons moet mekaar lief hê. Die hippies sou dit baie gelyk het. Of jy moet jou vyande lief hê. Jy hoef nie seksuele aangetrokke te wees vir iemand om hulle lief te hê nie. Jy hoef ook nie hulle vriende te wees om hulle lief te hê. Maar, okay. Right, ek maak dit gou hierdie laaste plassie skoon. Okay. Right, dat sal ek save. Maar ja, ek dink dit Jeff was Schiff ook check out customers in a creepy way. ja. Okay. Ek moet sê dit raak amper terapeuties om so die hele tyd net dieselfde ding van vooraf oor te doen. Daar's baie goeders om te doen. Ons spin soos na 'n advertensie nie, hy skoonmaak die hele tyd. Ek kom agter hoekom moet jy of hoekom kan jy tot en met 4 spelers gaan. Ek dink dit gaan 'n bietjie rustiger wees as mens al die mense het.